Vanoggend is die bekende gedeelte van die wapenrusting in Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot by vers 20. Gele geleentheid, julle kan daarby opsoek, Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot 20. Ek lees vir ons, verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as die borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. So skriflesing vir oggend, is die wapenrusting. Ons tema vir vanoggend is leef gereed en toegerus. Nou hierdie gedeelte het ons seker al soveel keer gehoor, soveel keer op 'n boekmerkie gekry dalk, of soveel keer raak gelees dalk iewers, en ons weet dit, ons ken hierdie storie van die wapenrusting, maar vanoggend leef gereed en toegerus. En ons leef in 'n tyd waar mense hulle self heeltyd voorberei. Ons is generasies wat ons self heeltyd wil voorberei vir byna alles. Vir enige uitdaging wat daar is, enige moontlike scenario wat daar is, ons wil voorbereid wees. Ek dink dis seker die slegste ding wat mense op hierdie stadium vir ons as mensdom kan sê is, of kan uitvang mee is, as jy nie voorbereid is nie. Ons wil graag voorbereid wees. Ons wil in noodtye wil ons voorbereid wees, ons wil in tye van alle uitdagings wil ons voorbereid wees. Hoe doen ons dit in ons daaglikse lewe? Ons is voorbereid by ons huise, ons het alarmsisteme in, ons is gerad vir, ons het nie water gehad vanoggend nie, so baie van ons is gerad as daar nie water is nie, nee. Ons sit panele op met sonkrag vir elektrisiteit, ons wil gerad wees vir hierdie lewe, vir hierdie uitdagings elke dag, nee. Ons rig ons huise so in, dat ons vir enige uitdaging wat daar kan wees, dat ons voorbereid is. Daar is nie 'n manier wat ons nie voorbereid gaan wees, op iets wat ons gaan tref nie. Maar, die lewe gebeur, en ons geestelike lewe nog meer. Paulus kom in hierdie gedeelte, en kom sê, die vraag is, nie is ons gereed vir die lewe en alles wat kom nie, maar is ons gereed vir hierdie geestelike stryd? Is ons gereed vir hierdie geestelike stryd? Is ons toegerus? Dis wat Paulus hierdie brief aan die Efesiërs mee kom oproep en kom sê. En Paulus, hierdie ding begin deur te sê, word kragtig in die Here en kry jou krag en jou sterkte by die Here. Nie by jouself nie, by die Here.
Dis hoe hierdie gedeelte begin. Waar lê jou krag? Waar lê jou sterkte? Nie by jouself en hoe voorbereid jy kan wees nie, maar by die Here. Dis jou beginpunt. Hy sê nie ons moet op ons eie vermoë staat maak of die persoon langs aan jou nie. Ons krag lê by die Here. En vandag gaan ons kyk na hoe ons as Christene gereed en toegerus behoort te leef in vandag se lewe. En as ons dit sê, dan kan ons mekaar sê, ons leef in 'n geestelike oorlog. Ons leef in 'n geestelike oorlog. Hy sê, trek die volle wapenrusting aan. Waarom? Want die vyand is werklik. Daar is 'n vyand daar buite. En hy skryf, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis geestelik. Hoekom sê ons so? Want ons dink ons grootste vyand is moeilike mense. Ons almal het 'n werksomgewing, ons almal beleef moeilike mense. Finansiële druk, siekte, politieke onsekerheid, gesinsprobleme, noem dit op, daar kan 'n lys wees. En ons almal dink, dis ons grootste vyand. Maar agter dit, lê daar hierdie geestelike worstelstryd. Lê daar hierdie geestelike geveg in jou binnekamer, in jou hart, in jou siel, en in jou kop, en in jou gedagtes. En hierdie dinge is werklik, en Paulus sê, hierdie geestelike vyand lê agter al hierdie dinge wat ons beleef. En die duiwel wat probeer om te sê, ek ontmoedig jou in hierdie tye, ek verdeel, ek mislei, ek breek jou geloof af. Dit alles doen ek in hierdie momente wat jy beleef. En daarom kan ons nie geestelik onvoorbereid leef nie. Ons moet geestelik voorbereid wees. En 'n soldaat gaan nie oorlog toe sonder toerusting nie. Soldaat gaan nie oorlog toe sonder toerusting nie. Ons gaan nie hierdie week ingaan en 'n nuwe skoolkwartaal ingaan voordat jy nie die kinders of die kleinkinders se lysies gecheck het en nagegaan het en gesê het, jy het dit en dit en dit nodig en ons moet dit en dit vir hierdie kwartaal kry nie. Jy's voorbereid. En hierdie dinge behoort so te wees in 'n Christen se dag en se lewe, dat ons nie 'n dag in ons lewe kan begin sonder God se toerusting nie, sonder om te sê ons is geestelik voorbereid nie. En dan kan ons mekaar sê, maar ons krag lê in die Here. Ons krag lê in die Here. Paulus sê vir ons, word kragtig in die Here. Hy sê nie wees net sterk nie. Hy sê wees sterk in die Here. En dit maak die verskil. Dit maak die groot verskil. Ons is almal sterk. Ons is almal dapper. Tot op 'n punt. En dan het ons regtig die Here nodig. Maar as ons van die begin af sê, Here, ek wil dapper wees, ek wil sterk wees in U, dan lyk die prentjie anderste. Want God se krag raak nie minder nie, dit raak nie op nie, maar ons in doen. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons lees dit in Jesaja, dis die bekende gedeelte. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En wanneer ons bid, wanneer ons Bybel lees, wanneer ons aanbid, wanneer ons op God vertrou, dan word ons geestelik versterk. Dan kan ons sê ons krag lê in die Here. Dan word ons geestelik versorg en ons kan sê die Christelike lewe is nie net sommer nie. Dit is hoe sterk ons leef in die Here, hoe ons aanbid, hoe ons dinge doen, hoeveel tyd ons spandeer saam met die Here. Daarin lê ons sterkte. Die derde punt wat ons hoor in hierdie gedeelte is, trek die volle wapenrusting aan. Nie net gedeeltelik nie, net 'n bietjie nie net 'n gedeelte wat ek dalk nou nodig het nie. Soos ek weet, ek het hierdie week 'n rowwe week, maar ek weet wat se moeilike mense op my pad gaan kom. Dan trek ek dalk net die borsharnas aan, want ek weet wat gaan daai mense doen nie. Jy moet ten volle toegerus wees. Jy moet die hele wapenrusting aantrek. Hy gebruik hierdie voorbeeld van 'n Romeinse soldaat om hierdie uitrusting vir ons uit te beeld, en die gordel van waarheid
is die eerste beeld, die gordel van waarheid. Die gordel hou alles bymekaar, nee. Die waarheid in 'n Christen se lewe hou alles staande. Die waarheid in 'n Christen se lewe hou alles staande. Ons leef in 'n wêreld van halwe waarhede, vals nuus, verkeerde invloede. Ons leef in 'n wêreld van kompromie waar ons sê, ja, okay, dis 'n halwe waarheid, dis 'n grys area. En hierdie gordel van waarheid kom sê Jesus vir ons baie mooi in die evangelie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons behoort mense van waarheid te wees. Dis waarvoor ons moet staan. Mense van waarheid. Nie halwe waarhede nie. Nie opofferings om te sê ja, is okay nie. Die waarheid. Die tweede gedeelte van hierdie uitrusting is die borsharnas, hierdie borswapen van geregtigheid. Dit beskerm die hart in die eerste plek. So dit beskerm ons harte. Ons geregtigheid kom uit Christus uit, kom uit ons hart uit, dit wat reg en verkeerd is. En dit beteken ons moet reg leef ook. Reg leef, as jy vir jouself in die spieël kyk, moet jy kan sê, Jesus, ek is trots op wie ek is. Ek staan vir geregtigheid. Ek hoef nie skaam te wees oor wie ek is nie. Wanneer ons doelbewus sonde doen en daai sonde koester, dan maak ons onsself kwesbaar. Want dan is daar nie meer geregtigheid nie. 'n Rein lewe beskerm. Geregtigheid beskerm. So hoe beskerm jy jou hart? Is daar genoeg geregtigheid in jou lewe? Help jy iemand reg wat verkeerd is? Staan jy op vir iemand wat te nagekom word? Of loop jy verby en draai jy jou kop weg, kyk ander rigting? Dis dieselfde. Hierdie uitrusting gaan verder en sê skoene van die evangelie van vrede. 'n Soldaat moet stewig en vas kan staan. Ons staan vas omdat ons hierdie vrede beleef met Jesus Christus. Ons dra hierdie evangelie letterlik aan ons skoene. Daar waar ons beweeg en loop en besig is om met mense te gesels en te werk, dra ons as te ware die evangelie saam met ons rond. Jy kan nou dink, hoeveel keer op 'n dag loop jy of en af by die werk, of is jy op jou stoel besig, of wat ook al jy doen. Daai evangelie dra jy saam met jou rond. 'n Christen moet gereed leef om te vertel van die evangelie. Daai skoene wat jy aantrek in die oggend, moet as te ware wees die woord van God wat jy aantrek aan jou voete. En jy moet gereed wees om mense te gaan dien, te bedien, te leef en te vertel. Die volgende ding in die uitrusting is die helm van verlossing. En die helm wat jy op jou kop sit, is hierdie verlossing wat ons het, wat ons ontvang. En die duiwel wil dikwels ons gedagtes half kom oorneem om te sê, dis hierdie fluisterende stem in ons gedagtes, wat vir ons kom sê, in ons kop, met ons kop kom smokkel om te sê, God het jou vergeet. Jy is nie goed genoeg nie. Daar is geen hoop nie. Dis die duiwel wat met jou kop en met jou gedagtes kom smokkel. En dan moet ons besef, as ons daai helm opsit, dan sê ons, ons behoort aan God. Ons is gered, ons is verlos. Ons toekoms is veilig. Ek het hierdie. Dit is wat daai helm wat jy op jou kop moet sit vir jou moet sê. Die swaard van die Gees is die volgende gedeelte in hierdie uitrusting wat vir ons kom sê, dis die enigste wapen wat hierdie wapenrusting het en hierdie uitrusting het. En Paulus sê dit is die woord van God. Hierdie swaard is die woord van God. Jesus self het die duiwel weerstaan deur te sê, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Ons kan nie die woord gebruik as ons dit nie ken nie.
Ons kan nie die woord gebruik as ons dit nie ken nie. Daarom is Bybelstudie en tyd saam met God en Bybel lees so belangrik. Want dit is deel van jou uitrusting, dit is deel van jou wapen om te sê, die swaard is die woord van God. Hierdie gedeelte gaan aan om te sê, gebed hou die soldaat wakker. Nou die soldaat is ek en jy, die gebed hou die soldaat wakker. Nadat Paulus die hele wapenrusting vir ons beskryf het en van vertel het, praat hy oor gebed. En ons kan vir mekaar vra, waarom praat hy oor gebed? Sonder gebed word self die beste toerusting nutteloos. So tong in die kies. Ek het ook vanoggend gebid, Here, laat dit goed gaan met die erediens en help my, en hy doen werklik. Mens voel die teenwoordigheid van die Here, maar hierdie skerm het nie vanoggend gewerk en aangesit nie. Dis nou 'n klein grapie, so tong in die kies. Maar sonder gebed word selfs die beste toerusting nutteloos. Hy sê bid by elke geleentheid. Nie net wanneer dinge verkeerd gaan nie, of wanneer jy regtig plat is nie. Nie net Sondag nie, nie net wanneer ons hier sit nie, maar voortdurend. Gebed beteken, ek leef in hierdie afhanklikheid van God. Ek leef totale afhanklikheid. Ek bid gedurig. My dag bestaan uit om te bid, stil te word. Martin Luther het gesê, ek het vandag soveel om te doen, dat ek 3 ure moet bid. Ek het soveel om te doen, dat ek 3 ure moet bid. Ons dink, hoe besiger ons skedule, hoe minder tyd het ons vir bid, dis andersom. Hoe besiger ons is, hoe meer moet ons bid. As jy 'n 6 ure dag het, moet jy vir 3 ure bid. Dis eintlik hoe dit veronderstel is om te werk. Ons wil soveel goeders doen, en met soveel goeders besig wees. En ons wil groot dinge doen, en ons wil die wêreld versit, en berge versit, en allerlei dinge bereik, en toekomsdrome, en planne, en doelwitte, en noem dit op. Maar ons bid net letterlik so klein bietjie vir dit. As ons groot dinge wil doen, kom sit ons nie bietjie meer moeite in ons gebedslewe daarvoor nie. Die gedeelte gaan aan, as ons klaar oor gebed gepraat het, met 'n laaste punt is, hoe lyk iemand wat gereed leef? Hoe lyk iemand wat gereed leef? 'n Christen wat gereed leef, ten volle geklee, is 'n Christen wat gereed leef. 'n Christen wat sê, ons leef naby aan God. Ons leef naby aan God. Nie net Sondag of met geleenthede nie, maar elke dag. Elke dag. Iemand wat gereed leef, ken die woord. Nie net jou gunsteling versies nie, of nie net 'n versie om uit die moeilikheid uit te kry nie, maar ken die woord en groei voortdurend in daai woord, saam met God. Iemand wat gereed leef, bid voortdurend. Jou gebedslewe moet 'n leefstyl word. Iemand wat gereed leef, leef gehoorsaam. Daai persoon probeer nie net God se liefde verdien nie, maar hulle leef uit dankbaarheid, hulle leef in dankbaarheid, in afhanklikheid, leef hulle elke dag. As ons sê, hoe lyk iemand wat gereed leef, dan kan ons ook vir mekaar sê, dis om ander te dien. Ons dien ander. Ons dien ander met empatie, met liefde, met deernis, met genade. Dis daai evangelie wat jy aan jou voete sit, om te sê, ons dien ander. Ons deel uit. Iemand wat gereed leef, volhard. So 'n persoon volhard, so 'n persoon leef met volle hoop en afhanklikheid in God. Gee nie maklik op nie, omdat ons krag in Christus is. Ons volhard.
Hoe pas ons hierdie prakties toe in ons lewe? As ons sê hierdie week lê voor vir ons, en as ons sê, yes, maar dis moeilik. Ons besef dis moeilik. Die praktiese toepassing daarvan is om elke oggend vir onsself die volgende vraag te vra. Is vir ons om te sê, het ek vandag die waarheid aangetrek? Leef ek in waarheid? Het ek dit vandag aangetrek? Leef ek vandag reg voor God? Leef ek vandag reg voor God? Is ek bereid om die evangelie te deel, daar waar ek beweeg? Is ek bereid om met iemand te gesels oor God? Vertrou ek God wanneer die twyfel kom en wanneer daai duiwel in my gedagtes wil kom karring? Onthou ek dat ek aan Christus behoort? Onthou ek dat ek aan Christus behoort? Lees ek God se woord? Lees ek Bybel? Het ek vandag gebid? Het ek vandag gebid? En dis hoe ons geestelik moet gereed wees. Ek het altyd hierdie mooi beeld wat ek altyd by my tieners los oor gebed. Want as jy vir 'n tiener vra, hoe lyk jou gebedslewe, dan is dit altyd nogals relatief te mekaar, is die mooi woord daarvoor. Maar dan vra ek hulle altyd die volgende vraag, en is eintlik, het is nie noodwendig mooi om dit vir hulle te vra nie, maar ek vra vir hulle, het jy gebid? En dan sê hulle gewoonlik, nee, dominee, ek het nie gebid nie. Dan sê ek, het jy nie eers gisterand in jou bed gelê en net gesê, Here, dankie. En nee, ek het aan die slaap geraak. Dan sê ek, okay. Dan sê ek, en dis nou hulle taal, imagine gou jy het vanoggend opgestaan en jy het net dit in jou lewe waarvoor jy gisterand dankie gesê het vir die Here. Waarvoor sê ons dankie in ons gebed? Waarvoor bid ons? As jy môre moet opstaan met net dit waarvoor jy dankie gesê het en voor gebid het, met wat gaan jy opstaan? Wat gaan jy hê? En dan begin hulle gewoonlik bid. Dit hou net so 'n week, maar dit hou daarom 'n week. Bid is jou een toerustingsding wat jy kan aantrek in jou lewe wat jy het. Christus is ons grootste voorbeeld, as ons moet sê, ons leef gereed, of ja, gereedheid. En ek sluit af met Efesiërs 6, wat vir ons sê, en het herinner ons, dat 'n Christelike lewe nie noodwendig 'n gemaklike lewe is nie. Dis nie 'n gemaklike lewe nie, dis 'n geestelike stryd wat ons het, ook met onsself en met die Here, en tog laat God ons nie weerloos agter nie, en hy los ons nie alleen nie. En dis 'n wonderlike pad wat ons kan stap, en hy voorsien in alles wat ons nodig het. Hy gee vir ons hierdie toerusting om te sê, leef gereed, leef toegerus in jou lewe. En daarom kan ons elke dag sê, ons vertrou op die Here vir die krag wat ons het. Ons trek hierdie volle wapenrusting aan, ons voed ons geloof deur die woord, ons volhard in gebed, en ons getuig met vrymoedigheid oor God, sy woord en dit wat hy doen in ons lewe. En ons bly standvastig in ons geloof, want dit is wat van ons verwag word. En wanneer ons so leef, sal ons nie die aanslae van die duiwel en die vyand en alles kan weerstaan nie. Ons sal kan leef en ons sal dit kan doen. Maar ons sal ook die lig en die hoop kan wees vir hierdie wêreld. Vir hierdie wêreld waar daar vrede en waarheid nodig is. En dis waar ons inkom. Ons is hierdie vrede, hierdie waarheid, hierdie lig vir die wêreld. Amen. Wil jy daar vir 'n oomblik waar jy sit, wil ek net hê jy moet vir 'n oomblik stil word by jouself. Gou daarvan om net jouself gereed te kry vir die week wat voorlê en net jou gedagtes ook agter mekaar te kry vir wat die Here nou vir jou op jou hart gedruk het. So gee vir julle so oomblik net van stilte.
Here, waar ons vanoggend kom stil word en 'n boodskap kom hoor het uit u woord uit. Wil ons kom bid, Here, dat ons werklik hierdie week sal aandurf met die moed en die krag en die gawes wat u vir ons elkeen uniek aan onsself en aan elkeen toegeëien het, om dit te gebruik, daar waar ons dit nodig het, Here, om te sê ons staan vir wat reg en verkeerd is, ons help en ons dien mekaar, Here, en dat ons weet, u liefde en u genade is vir ons oorvloedig en genoeg elke dag. U voorsien in ons basiese behoeftes, dit wat ons nodig het, dit gee u vir ons en ons kan leef en ons kan doen en ons kan besig wees in ons elke dag se lewe, daar waar ons is. En ons kom bid dat hierdie boodskap verder sal groei in elkeen se harte en dat ons verder sal worstel en sal wandel met u woord, Here, en dat ons gebedslewe 'n leefstyl sal word, Here. En dat dit ons geanker sal hou en standvastig sal hou in ons geloof ook, Here. Here, ek kom bid sommer vir die week wat voorlê en Here, dat elkeen 'n geseënde week sal hê en dat almal sal veilig wees ook, Here. Ons bid dit in u wonderlike naam. Amen.